Efesiërs 2 vers 10 sê Paulus, ek lees vir jou die NIV uit, that we are God's handiwork, prepared for good works in Christ. En in Engels is die woord vir gedig, poem. Jy geweet dat daai woord vir handiwork, we are God's handiwork, is poema. Dis waar ons die woord poem vandaan kry, gedig in Afrikaans. Jy geweet, basies kan ek en jy kan daai teks kyk en sê that we are God's poem. Net soos 'n poesie skrywer, baie meticulously beplan voor hy of sy gedig skryf. So is die Here besig om elke situasie te gebruik om vir my en jou voor te berei vir ons destiny in die Here, vir goeie werke. Like elke situasie, elke moment van lyding, elke dag, is nie sinneloos in jou lewe nie. Die Meester is besig om jou voor te berei vir as 'n tool, soos 'n tool vir goeie werke. En elke dag en elke stuk lyding is voorbereiding. Because the Master is writing his poema, his poem. In Afrikaans sê ons slyp yster. Ons is baie keer in situasies waar ons geslyp word. Jy sien, dit is daai moeilike, growwe situasies. Dis daai situasies wat ons skerp maak, wat die Here kan gebruik. En ek sê nie, hy is die outeur van die slyp tye in jou lewe nie. Hy is nie die outeur van die sleg nie. Maar jy kan of die slyp situasies in jou lewe oorgee aan die Here. En dit sal jou sterker maak, dit sal jou beter maak, dit sal jou skerper maak vir die doel. Jakobus sê, count it pure joy, brothers and sisters, for facing many trials. En Paulus haak by dit aan in Romeine waar hy sê, for the testing of your faith develops perseverance, and perseverance, character. So in daai skerpmaaktye en daai voorbereidingstye, moenie net depressief raak nie, moenie deur die vyand bitter gemaak word nie, maar laat jou oor in die hand van die Here, wat jou skerp maak vir die goeie werk wat hy in store het vir jou. Vir jou om te gebruik te word in die hand van die Here, moes jy al deur 'n paar goed gegaan het. Dawid staan voor Goliat en hy sê, net soos die Here my gered het uit die hand, of gered het en gehelp het met die beer en met die leeu, so gaan hy vandag vir my oorwinning gee oor jou, die reus. Die dag toe Dawid voor sy reus staan, kom hy daar met 'n storie van sy Here, 'n storie wat hom voorberei het vir hierdie oorwinning. Hy het eers 'n beer gehad om te oorwin, hy het 'n leeu gehad om te oorwin, en hierdie het hom voorberei vir die reus. Sonder die leeu en die beer was daar nie 'n reus nie, en was daar nie oorwinning nie. Net soos 'n tool soos hierdie reggemaak moet word en skerp gemaak moet word, so moet jy in die hand van die Here voorberei word vir die dag van jou oorwinning.